Hartlike goeiemôre, dit is Dinsdagoggend, nee, die 25ste November, die jaar 2025, absoluut 'n nuwe dag, geskenk deur Abba Vader, halleluja. My naam, Danie Gerben, en vandag gaan ons net weer een uit God se woord lees, en ons gaan 'n bietjie praat oor, moenie moedswillig wees nie. Kyk, jy kry dan allemaal mense waar dan maar moedswillig kan wees, nie. Nou Sonja sal vir julle kan sê ook, ek was daarom maar 'n moedswillige mannetjie geweest. Ek het altyd gesê, jy vra vir my, of jy vir my iets kan help mee, of jy sê nie vir my, ek moet dit doen nie. So ek het 'n baie moeilike tyd gehad, die tyd toe ons in die weermag was, want daai manne vra mos nie vir jou, wil jy daai balk optel en net so 2 kilometer moet hardloop nie, hulle sê, jy sal dit doen. So ek het nogal baie gesukkel met daai ene, want jy sê nie vir my wat ek moet doen nie, jy vra vir my. Maar dit is ook maar wat tydkeer is 'n ou maar net moedswillig, want as dinge nie my manier is nie, dan taboe met jou. Dis ek, my huis, my reëls, taboe met jou, ek het nie 'n saak met jou nie. En ou moet so versigtig wees om nie moedswillig te wees nie. En God se woord waarsku ons ook so teen moedswilligheid. Kom ons blaai ons Bybel daarna Hebreërs 10 toe, en ons gaan lees hier vanaf verse 26. Hy sê, want as ons opsetlik sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir die sondes meer oor nie, maar 'n verskriklike verwagting van oordeel en van vuurgloed wat die teestanders sal verteer. As iemand die wet van Moses verwerp het, sterf hy sonder ontferming op die getuienis van 2 of 3. Hoeveel swaarder straf dink julle sal hy verdien wat die seun van God vertrap het en die bloed van die testament waardeur hy geheilig is, onrein geag het en die gees van genade gesmaad het. En dis wat ek gesê het, as jy moedswillig is, nou moedswillig beteken ook wanneer jy opsetlik hardkoppig is en jy doen dinge op jou eie manier. En die woord waarsku ons, as hy sê daar in vers 26, want as ons opsetlik sondig, met ander woorde, jy is nou moedswillig man, en jy doen dit om, jy wil 'n punt bewys, en jy wil iemand spite, nee, as jy dit nou die Engelse woord wil gebruik, maar ou moet so versigtig wees, want kyk wat sê hy vir ons in vers 30, hy sê, want ons ken hom wat gesê het, my kom die wraak toe, ek sal vergelde, spreek die Here, en weer, die Here sal sy volk oordeel. En hoor hierdie laaste gedeelte wat ek lees, vreeslik is dit om te val in die hande van 'n lewende God. So my boetie en sissa, ek wil vandag by jou pleit dat as jy opsetlik harde kwas is, jy weet, jy het jou, this is my way, en dit is en jy's opsetlik, en ek gaan nie die Here dien nie, want waar wys vir my hoekom en waarom, en al die goed net, dan is jy opsetlik, en dan is jy moedswillig, en dan gaan ek en jy die prys betaal, en die woord sê vir ons, vreeslik is dit om te val in die hande van 'n lewende God. En ek wil vandag vir jou sê, as jy weet van 'n familielid, van 'n vriend, wat moedswillig is in goeders, deel hierdie gedeelte vandag met hom, want jy wil nie in die hande van God val, en jy behoort nie aan hom nie. Dink net aan dit, jy wil nie in God se hande val, en jy is nie 'n kind van God nie, want die Here sê, vreeslik is dit om te val in die hande van 'n lewendige God. So kom ons vra die Here om ons te help, daai wat ons eie moedswilligheid, die raai, ek is so opsetlik, man, dit is my way, en ek gee nie om oor iemand nie, laat ons daai goed aflê, want laat ons nie in die hande van 'n lewende God val nie. Amen. Kom ons bid saam en ons vra die Here vir leiding. Halleluja, Abba Vader, Here, baie, baie dankie vir die woord vandag. Ja, Here, baie keer is ons so moedswillig, baie keer is ons opsetlik, Here, dan doen ons dinge wat ons weet is nie reg nie, maar ek wil vir jou 'n punt bewys. En Here, wat as ons nie 'n kans gaan kry om te sê ek is jammer nie? Here, dan val ons in die hande van 'n lewende God, en hoe gaan ons dan daar uitkom? Hoe gaan ons, wat 'n verskoning gaan ons gebruik? Ja, maar dit was Sonja se skuld geweest, omdat ek gesê het dit, en omdat ek dat gedoen het. Nee, ons gaan verantwoording doen vir ons eie dade. Here, kom vandag, kom vernuwe ons gedagtes, kom vernuwe ons spraak, sodat ons nie moedswillig en opsetlik sal wees nie. Dis my gebed in Jesus se naam. Amen en amen. My liewe boetie en sussie in Christus,
Onthou wat ek altyd sê, alles wat jy doen, moet jy God kan in verheerlik nie. En as jy weet jy gaan vandag iets doen en jy gaan God nie daarin verheerlik nie, stop daarmee, draai jou rug daarop, kom tot bekering. Julle moet 'n geseënde Dinsdag hê. God bless.